So vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor die gelykenis van die bruilof. Ons lees in Matteus 22 vers 1 tot 14. En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie. Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap: Sê vir die genooides, kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof. Maar hulle het al daaraan nie gesteer nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en 'n ander na sy handelssaak. En die ooriges het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Daarop sê hy vir sy diensknegte: Die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies. En die bruilofsaal het vol gaste geword. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars: Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van die tande, want baie is geroep, maar min uitverkies. En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek. So wat is gelykenisse? Wat is hierdie Bybelse gelykenisse? Dit is 'n aardse storie wat 'n hemelse waarheid openbaar. Ek sê dit weer. Dis 'n aardse storie wat 'n hemelse waarheid openbaar. Jesus bring 'n hemelse waarheid na die mens deur dit te vergelyk met hulle alledaagse gebeurtenisse rondom hulle. So Jesus het dit gebruik wat die mense elke dag ervaar het in hulle lewe. En hy het iets van die hemel af, 'n waarheid van die hemel af afgebring. En hy vergelyk dit sodat die mense kon verstaan. Matteus 13 vers 10 tot 13. En die disippels het gekom en vir hom gesê: Waarom spreek jy tot hulle deur gelykenisse? Toe antwoord hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Die ongelowiges. Skus julle hierdie goed wat hier oppop. Want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. Daarom spreek ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. Hierdie gedeelte gaan oor die hardheid van die mens se hart. En in hierdie geval is dit die meerderheid van God se volk wat se harte verhard is. Jeremia 7 vers 24. Maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar gewandel in wat hulle in die verharding van hul bose hart beraadslaag het. En hulle het agteruit gegaan en nie vooruit nie. Hulle hoor en sien, maar geestelik hoor en sien en verstaan hulle nie. Die woord gaan verby hulle.
Hulle het hulle harte verhard vir die waarheid. Al gebruik Jesus alledaagse gebeure, is hulle nog steeds nie ontvanklik nie. Want as jou hart hard is, kan jy nie ontvang nie. Matteus 21 lees ons van die gelykenis van die 2 seuns, en daardie gedeelte gaan oor gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid. Gaan lees 'n bietjie die gelykenisse in Matteus. Die volgende gelykenis is oor die landbouers. Die wingerd sal weggegee word aan ander om die vrug daarvan te eet. 2 waarhede wat Jesus oor praat in gelykenisse, sodat die mens kan hoor wat gaan die gevolge wees van hulle optredes. Jesus bring 'n hemelse waarheid vir ons. En party van ons verstaan nog steeds nie, want ons harte is verhard. Hierdie gedeelte in Matteus 22 vers 1 tot 14 oor die bruilof is soos 'n uitnodiging wat God rig aan almal. Dit is nie net vir God se volk gewees nie, maar vir elke een van ons. En ons sal dit nou verder in hierdie gedeelte sal ons dit sien ook. Eerste aan die Jood en dan ook aan die heiden. Ons is heidene. Hierdie uitnodiging is daar vir ons om deel te neem aan die plan wat God vir ons het vir die ewige toekoms. Die koninkryk, vers 2, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het. God die Vader is die koning en Jesus is die seun. God is besig om 'n bruilof voor te berei vir sy seun Jesus. Van die Ou Testament af tot in die Nuwe Testament in. As jy gaan lees, sal jy sien dit gaan oor Jesus. Reg deur die Bybel is God besig om die bruid voor te berei vir sy seun Jesus. Die gelowiges is die bruid. Die wat skoon gewas is in die bloed van die lam en wat 'n wit kleed ontvang het. Alleen hulle. Vers 3, en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie. Die uitnodiging word gerig aan Israel self, want dit is God se volk. Hulle is die genooides, hulle is die spesiale gaste wat na die bruilof genooi word. God het sy profete gestuur na Israel. Moses was die eerste om die volk uit te lei uit Egipte, daarna Joshua om hulle in die beloofde land in te lei. Die uitnodiging gaan verder deur Jesaja, Jeremia, Esegiel, Daniël. Al hierdie profete het na God se volk toe gegaan en vir hulle gesê, draai terug na God toe. Julle is in Egipte land, ek stuur my profeet Moses. Julle moet uitkom in die woestyn uit, julle gaan die beloofde land in. Herhaaldelik stuur God uitnodigings na sy volk toe, en hulle weier nog steeds om te kom. Die uitnodiging gaan verder, maar hulle wou nie na die bruilof kom nie. Hulle wou nie die uitnodiging aanvaar nie. Dit is nie dat hulle nie kon nie, hulle wou nie. Daar is 'n groot verskil tussen ek kan nie en ek wil nie. Vers 4, weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap, sê vir die genooides, kyk my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof. In daardie tyd was dit blykbaar die gebruik om 2 uitnodigings uit te stuur. Die eerste was om te sê daar gaan 'n bruilof wees en jy is genooi, en dan die tweede was om te sê die bruilof is gereed. Julle kan maar kom. Voorheen het ons ook, jy het net 'n troukaartjie uitgestuur na daai persoon toe en jy het daai persoon genooi na die troue. Vandag met die tegnologie is dit ook so 'n bietjie anders. Dan gaan ons ook na 2 uitnodigings toe, nê. Eerste een wat jy kry is hou hierdie datum oop of hou net hierdie datum in gedagte. Die tweede ene is om te sê daar gaan 'n troue wees met die datum en
die venue en die tyd en alles. So deesdae stuur ons ook so 2 uitnodigings uit. Die tweede uitnodiging gaan uit deur ander diensknegte, die disippels en die apostels, word gestuur om die uitnodiging weer na die genooides te bring, na God se volk. Sê vir die genooides, kyk, die maaltyd het ek berei, alles is gereed, kom na die bruilof. Vers 5, maar hulle het hul daaraan nie gesteer nie, en weggegaan, een na sy eie stuk land en ander na sy handelssaak. En die ooriges het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Ons lees hier dat die genooides hulle nie aan die uitnodiging gesteer het nie. Die een het na sy stuk land gegaan en die ander terug na sy besigheid toe. So dit was vir hulle meer belangrik gewees as wat die koning se troue was wat hy voorberei het. Alhoewel jy grond besit het in daardie tyd, het alles aan die koning behoort en kon hy die grond teruggevat het as hy wou. Is dit nie ook so nie? God gee vir ons alles, nê? En hy kan dit wegvat in 'n oomblik. Wat het ons dan? Dan het ons niks. Dit is hy wat vir ons gee. Dit is hy wat dit in 'n oomblik wegvat. Die res het sy diensknegte mishandel en doodgemaak. Ons lees dit in die Ou en in die Nuwe Testament. Die profete het hulle doodgemaak, die apostels en disippels het hulle doodgemaak. Nog vandag is daar gelowiges wat doodgemaak word. Ons sien dit in Mosambiek, dis net hier bo by ons. ISIS is besig om kinders van God te onthoof, om hulle dood te maak, omdat hulle glo in Jesus Christus. Ons sien dit in Gaza, waar Hamas besig is om mense tereg te stel in die publiek, omdat hulle gehelp het in die oorlogtyd, omdat hulle daar was vir Israel, en omdat hulle gehelp het. Hulle is besig om daai mense dood te maak vir hulle geloof in Jesus Christus. Vers 7. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Die toorn van God is regverdig. Sy oordeel is regverdig. Party mense glo nie aan die toorn van God nie. Want hoe kan 'n God van liefde so iets doen? Daar gaan 'n groot oordeel wees vir die wat in Jesus is. Wat nie in Jesus is nie, ekskuus. Daar gaan 'n groot oordeel wees vir die wat nie in Jesus Christus is nie. Die woord sê elke knie gaan buig en elke tong gaan bely dat Jesus die Here is. Selfs die Satan gaan buig voor God. Nou as hy gaan buig voor God, wie is jy om nie jou knie te gaan buig nie? Jy gaan in elk geval nie staande kan bly nie. Jy gaan knie buig. En jy gaan bely. Openbaring 20 vers 11 tot 15 gaan oor die laaste oordeel. Gaan lees dit. Openbaring 20 vers 11 tot 15. Hierdie gedeelte in Matteus 22 van die bruilof gee vir ons die verlede, die hede en die toekoms. Die seun het gekom vir sy bruid. Die troue word beplan en dan vind die troue plaas. Het jy genoeg olie om in te gaan? Of moet jy nog olie gaan koop? Is jy gereed vir die bruilof? Het jy jou bruilofskleed aan? Vers 8. Daarop sê hy vir sy diensknegte, die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan op die kruispaai en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. Die woorde nie werd nie beteken nie dat die genooides nie werd was nie, maar dat hulle deur die hardheid van hulle harte die beste verwerp het wat die koning hulle aangebied het. Is jou hart vanoggend? Of het jy Jesus al aangeneem? Het jy al die bruilofskleed aangetrek? Die koning gee opdrag dat die diensknegte moet uitgaan op die hoofweë, want dit is waar hulle die meeste mense sal kry. En hulle moet nooi wie hulle kry op die pad.
En so het die uitnodiging ook na die heidene toe gekom, ook na ons toe. Vers 10, en daardie diensknegte het uitgegaan op die paai en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies. En die bruilofsaal het vol gaste geword. God se genade is groot. Dit is daar vir ons ook, dit is daar vir elke een van ons. Die uitnodiging was nou ook vir almal. Slegtes en goeies. Die Here laat die son skyn oor die slegtes en die goeies. En die bruilofsaal was vol gaste gewees. Dit het nie saak gemaak waar hulle vandaan gekom het nie. Of hulle Jood was, of Samaritaan, of Moabiet, of 'n bedelaar, of 'n prostituut, maak nie saak nie, tollenaar. Dit het nie saak gemaak nie. Die koning het gesê, nooi almal wat julle kry. Die kultuur, volk, nasie en die verlede het nie saak gemaak nie. Almal was genooi. Die eerste genooides het die koning se uitnodiging van die hand gewys. En die koning verleng die uitnodiging na die res wat dit wel sal aanvaar en wil aanvaar. Vers 11. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Die koning het in die bruilofsaal ingegaan om na die gaste te kyk, voordat sy seun ingegaan het. Het die vader ingegaan. Die koning het eers inspeksie gedoen om te kyk of almal 'n bruilofskleed aan het. Johannes 6 vers 44, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie. As God jou nie geroep het nie, gaan jy nie inkom nie. Jy kan nie inkom nie. Jy gaan uitgegooi word, as jy nie die bruilofskleed aan het nie. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Hierdie laaste dag is nie die dag wanneer jy jou kop neer lê nie. Dis die laaste dag in die oordeel. Dan sal Jesus ons opwek. In daardie tyd, as jy nie 'n bruilofskleed gehad het nie, dan het die koning vir jou een gegee om aan te trek. Aan enige ene het hy 'n bruilofskleed gegee. En dit was nie omdat hy neergesien het op die kleredrag nie, maar sodat jy respek kon toon vir die koning en sy seun of dogter wat sou trou. Dis uit respek uit wat jy daai kleed aangetrek het. Dis om dankie te sê dat hy jou genooi het na die bruilof toe. Nie omdat jou klere in flarde is nie, maar om respek te toon. Want Jesus het alles gegee. Die koning sien hierdie man wat nie 'n bruilofskleed aan het nie en hy vra vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed? Want almal kry 'n bruilofskleed by die deur. Waar het jy ingekom dat hulle jou nie gesien het om vir jou 'n bruilofskleed te gee nie? Dalk kon hierdie man gesê het, ek het by die agterdeur ingekom, of ek het deur die venster geklim. Maar hy het nie woorde gehad om te antwoord nie. Hy het geen verskoning aangebied nie. Hierdie man het die prosedure gehoor en geken om eers 'n bruilofskleed te kry voordat hy die bruilofsaal kon instap. Maar hy het nie omgegee vir die voorwaardes van die uitnodiging nie. Hart is vir hart. Ek gee nie om wat die koning sê nie. Ek maak soos ek wil. Hy gaan dit mis. Hy het hom nie aan dit gesteer nie. Hy was opstandig en hardkoppig aan die voorwaardes van die koning se uitnodiging. Vers 13, toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van die tande, want baie is geroep, maar min uitverkies. Hier hoor ons die oordeel van die koning oor die man
wat nie wou ag gee op die voorwaardes van die uitnodiging nie, net soos die eerste genooides. Sy hande en voete is gebind, daar was nie meer uitkoms vir hierdie man nie. Hy kon nêrens heen gaan met sy hande en voete wat gebind was nie. Jy kan nie loop nie, jy kan niks losmaak nie, jy's vas. Daar is nie meer uitkoms nie. Hy's weggeneem uit die teenwoordigheid van die koning en in die buitenste duisternis gewerp. Here, hierdie is 'n waarheid van die hemel. Dit gaan plaasvind, dit gaan gebeur. Jesus kom verduidelik dit deur 'n bruilof. Weg van die lig af. God is lig. Weg van die lig af. Hy kon glad nie weer terugkom na die bruilofsfees nie. Daai 5 maagde wat olie moes gaan koop het omdat hulle nie genoeg gehad het nie, die deur was toe. Hulle kon nie ingaan nie. Die deur was toe. Hy sou die lig nie weer sien en hy sou nooit weer in die teenwoordigheid van die koning of die seun kon wees nie. As hy maar net ag gegee het op die uitnodiging wat die koning gebring het. Want baie is geroep, maar min uitverkies. Matteus 7 vers 14, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Daar's 'n gelykenis van die saaier wat saad saai. God kom en hy saai die saad. En die saad val op vrugbare grond. Dit val tussen die onkruid, dit val op rotse. Dit val op 'n plek waar daar geen standvastigheid is nie. En die voëls kom en hulle kom pik dit op. Dis die vyand wat kom en hy kom pik dit op. Die wat nie op die vrugbare grond geval het nie. Gaan lees daai gelykenis ook. As die verdrukking van die wêreldse goed kom, dan gee mense op. Want die saad kon nie diep genoeg gaan om wortel te skiet nie. Want die grootsheid van die wêreld het hulle kom wegvat. Materiële dinge het hulle kom wegvat van God af. Die saad kon nie groei nie. Die uitnodiging was daar vir almal. Hulle moes net kom en die bruilofskleed aantrek. Al die kostes was reeds betaal. Dit was verniet vir almal. Het Jesus nie gesterf vir ons verniet nie. Niemand het 'n bydrae gemaak aan hierdie bruilof nie. Alles was voorsien van die koning se kant af. Die bruilofskleed is reeds voorsien by die ingang. As jy na Jesus toe kom, ontvang jy 'n bruilofskleed. Hy trek jou vuil geestelike klere uit en hy gee vir jou 'n skoon kleed wat gewas is in sy bloed. Die bruilofskleed is reeds voorsien by die ingang. Maar sommige gaan kom en die bruilofskleed nie aan hê nie en hulle gaan uitgegooi word in die buitenste duisternis. Ons hemelse Vader nooi ons na die bruilofsfees van sy seun Jesus Christus. Alle kostes is reeds betaal. Ons moet net die bruilofskleed aantrek wat gewas is in die bloed van die lam. Het jy die uitnodiging aanvaar of wys jy dit van die hand? Is die wêreldse dinge vir jou nog meer belangrik as wat Jesus is? As wat die ewigheid is? Daai 2 mans het teruggegaan na hulle wêreldse dinge toe. Die een na sy eie landgoed. Sy land was vir hom belangriker gewees. Die ander man se besigheid was vir hom belangriker gewees. Gaan jy terug na jou wêreldse dinge toe en verwerp jy God? Of vat jy die uitnodiging aan? Ons lees hier van 'n hemelse waarheid wat vandag naby aan ons gekom het. Die koninkryk van die hemel het vandag naby aan ons gekom. Vandag het julle die waarheid gehoor, 'n hemelse waarheid gehoor in ons alledaagse gebeure. Vandag moet jy gaan en jy moet gaan besluit. Gaan jy die bruilof bywoon
wat die koning vir jou 'n uitnodiging van gestuur het, of gaan jy dit van die hand wys? Gaan jy die kleed aantrek? Want vir party mense is dit te moeilik om daai kleed aan te trek. Hulle wil nie. Dis nie dat hulle nie kan nie. Want Jesus het klaar gesterf vir dit. Hy kleed is gewas in die bloed. Maar hulle wil nie. Want hulle wil nie die dinge opgee wat vir hulle lekker is nie. Daai lekker dinge gaan jou die ewigheid kos. Die woord sê vir ons, jy gaan in die duisternis, in die buitenste duisternis gewerp word. Want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. As jy Jesus nie het nie, het jy nie die Vader nie. Het jy nie die ewige lewe nie. Dit is oop vir ons, hierdie uitnodiging is oop. Ek wil julle vanoggend uitnooi, as jy nog nie daai bruilofsuitnodiging aanvaar het nie, dat jy dit vandag sal doen. Julle, die Here gee nie woord vir net nie. Hy gee dit met 'n rede. Hierdie is nie wat ek uit my duim uit gesuig het, sodat ek kan goed lyk nie. Hierdie is gebid, en die Here het woord gegee. En hy bring dit vanoggend vir elke een van ons. En hy sê, maak jou ore oop, hoor die woord vanoggend. Mag ons verstand oop wees, mag ons ore oop wees, mag ons hoor vanoggend, sodat die woord van die Here kan ingaan, sodat daar redding kan kom vir ons siele. Daar's 'n gedeelte in die Bybel wat sê dat God se volk is die makolyf. Jesus is die wortel van daai boom, van daai makolyf. Dis hy wat die olie gee. God het van die makolyftakke afgekap en weggegooi. En hy het die wilde olyf gevat, wat ons is, en hy het dit ingeënt op hierdie makolyf. En as jy ingeënt is op hierdie makolyfboom, dan ontvang jy die salwing en die seën van God, want hy gee dit deur daai wortels aan die hele boom. Nou as God nie die makolyftakke gespaar het nie, hoeveel te meer gaan hy jou spaar wat 'n wilde olyf is? Ons moet luister. Ons moet dankbaar wees om ingeënt te wees op die makolyf. Ons moet nie hoogmoedig raak omdat ons daar ingeënt is nie. Want God kan ons afsny en hy kan ons weggooi. Maar die uitnodiging is daar. Vat jy vanoggend die uitnodiging? Of wys jy dit van die hand omdat jou hart te hard is? Omdat jy nie wil hoor nie. Omdat jy nie jou hart wil oopmaak vir die Here nie. Kom ons sluit ons oë. Aba Vader, so baie dankie vir die woord vanoggend. Here, ek bid dat ons harte ontvanklik sal wees vir die waarheid. Here, dat ons ore sal oop wees. Here, dat ons verstand oop sal wees. Here, dat ons u woord sal verstaan. Here, al die verborgenhede wat u oopmaak in die woord vir ons. Here, dat ons dit nie een kant toe sal skuif nie. Maar Here, dat ons dit sal vat. Dat ons sal luister. Here, dat ons 'n deel sal maak van ons lewe. Here, want u gee dit sonder enige kostes. U seun het daarvoor betaal. Duur betaal, Vader. En party van ons wys dit van die hand. Here, mag ons die uitnodiging aanvaar. Here, mag ons ingaan in die bruilofsaal. Mag ons deel wees van die bruid. Mag ons die bruilofskleed aan hê. Here Jesus, die dag as u kom, om u bruid te kom haal. Vader, dankie vir u genade. Dankie Here dat u lankmoedigheid met ons het as mens.
Here, dankie vir u liefde wat ons nader trek na u toe. Vader, ek bid dat u met ons sal wees in hierdie dag en in hierdie week wat voor lê. Here, dat u met ons sal wees, dat u ons vooruit sal gaan. En Here, dat ons u hande en u voete ook daar buite sal wees. Here, aan u kom toe al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen. Dankie julle.